Ek weet nie van jou nie, maar ons gebruik baie keer die woorde, dis nie regverdig nie. Net daai oomblik waar jy dalk jou kinders sien speel en op die einde van die dag sien jy iets wat gebeur en jy beleef dis nie regverdig nie, of die kinders in hulle eie omstandighede het gedink dalk gaan ek daardie posisie kry in die span, maar dis nie regverdig nie. Ek dink tieners baie keer in ons lewe voel dit, nê. Ouens wat gepromoveer word bo hulle voel dit, hulle beleef, dis nie regverdig nie. En ek dink baie keer as volwassenes dink ons dit, nê. Ons is in ons werksomstandighede en die een kry 'n verhoging bo ons, of ek het my eie besigheid en ek kry nie die kontrak nie. Of ek kyk na ander mense en ek wonder, hoekom gaan dit so swaar met hulle? Ek dink ons iets net in ons wese wat uitroep baie keer oor geregtigheid. Geregtigheid wat moet geskied. En ek dink, dis juis, as ons daardie belewenis het, is dit iets wat God in my en jou gedeponeer is. Ons is eintlik so gemaak. Maar in hierdie spasie dink ek ons verstaan nie altyd wat dit beteken dat geregtigheid geskied nie, want vir baie van ons beteken dit, wag 'n bietjie, hier moet regverdigheid plaasvind deur vergelding, of ek bedoel hierdie onreg wat plaasvind moet reggestel word. Dit klink vir ons baie keer eerder dat iemand gestraf word. Daar's hierdie oordeelverwysing. Dis amper of ons sien, wag 'n bietjie, daar moet hierdie hofsitting net plaasvind. Ek dink baie keer geregtigheid in ons lewe, as ons kyk na ons wette en so voorts, is dit altyd vir my en jou half hierdie afskrikmiddel. Ek wonder soms as ons bietjie gaan kyk na wat die Here sê oor geregtigheid, of dit nie dieper is nie. Sien net hierdie verstaan van hê, en ek wil jou neem om saam met my vandag net hierdie reis te neem. Ek wil hê jy moet saam met my stap van waar ons laasweek begin het, om te ontdek, wag 'n bietjie, as ons verstaan, ons sit in 'n ander kring van gesprekvoering, en dit is natuurlik wat Paulus ons mee help, nê. Paulus skryf die volgende vir ons in Efesiërs. Hy sê, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, nê, en dit is vir my die inklusiwiteit, het ons, wanneer ons na ons wêreld kyk, dan besef ons, wag 'n bietjie, Paulus maak hierdie stelling, hy sê, toe ons as mens dood was, as gevolg van ons oortreding, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Kan ek jou gou vra, kan jy net vandag diep asemhaal? Beleef jy dit? Lewe. Hy sê, hy het genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel. En ek dink, dis 'n vreemde gedeelte, en ek het laasweek ook gesê, is dat Jakobus sê ook vir ons, wanneer jy natuurlik gaan lees wat Jakobus skryf, want sê, daar's baie goed wat Paulus geskryf het, wat so half bietjie ons op 'n plek plaas waar ons sukkel om dit te verstaan. Wanneer hy sê, ek en jy sal sit saam met Christus in hemelse plekke, besef ons, en ons het nodig om te verstaan, dat waar ek nou sit, is nie die enigste plek waar ek sit nie. So jy sit nie net eintlik nou in Braaimor nie, jy sit ook by Christus, want jy's in Christus, en dit is baie keer hierdie konsep vir my en jou, wat moeilik is om te verstaan, en ons moet bietjie daarmee stoei. Want iets daarvan sê vir my en jou, wag 'n bietjie, as ek en jy in Christus is my bekommernis nie hemel nie. Okay, alles lyk my, dis daai groep wat sukkel nou. So, hoor gou, as ek in Christus is my bekommernis nie hemel nie, want waar sit ek reeds? Okay. As ek dus in Christus is ek reeds daar.
Nou dit is bietjie vreemd, ek weet. Maar die realiteit is, wat ek nou moet verstaan is, hoekom is ek daar? Hoekom is ek saam met hom in die hemel? Want hier is 'n ding, is ek en jy moet leer hoe ek en jy hemels op aarde leef. Openbaring kom Johannes natuurlik en hy sê vir ons iets, maar hoor gou net wat skryf Paulus verder in Efesiërs. Hy sê sodat, hier is die gedeelte is dat God het iets gedoen, iets vermag vir my en jou, sodat die doel daarvan is wat? Sodat hy in tye wat kom, bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade. Vanoggend het ons iets van God se genade gesien. Hy het kom bewys lewer van iets wat hy gedoen het 2000 jaar terug aan 'n kruis. En die realiteit is, sodat hy bewys kan lewer, en dit is waar Johannes ons vat in Openbaring. Hy sê, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en 4 lewende wesens, in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, met 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde, en iets van 7 wat ek en jy moet verstaan, perfektheid, iets hier van die volkomenheid, en nou sê hy dat, hier staan Christus in die middel van alles. Nou die vraag is, waaroor gaan die gesprek? Nou as hy in die middel van die troon staan, in die middel van die ouderlinge staan, dan moet ek en jy besef, wag 'n bietjie, die koningsheerskappy is nie Briete mag nie, maar opofferende liefde. En daarom word ons in hierdie gesprek ingesluit en ons ontdek eintlik, wag 'n bietjie, hierdie gesprek wat hier plaasvind is hoe hy regeer. En as ek en jy nie verstaan hoe die koning regeer nie, gaan ons nie verstaan hoe die koninkryk lyk nie. Ons gaan nie hierdie kultuur verstaan nie, en daar is iets wat ons laas jaar al in die Hebreërs journey natuurlik ontdek het, en is in Hebreërs 1 vers 8, wat die Hebreërs skrywer skryf, maar vir die seun sê hy, dis God wat vir die seun sê, u troon, o God, is vir ewig en ewig, en die scepter van geregtigheid. Nou scepter, net om vir jou in 'n plek in te brei, om dit te verstaan, is 'n simbool van koninklike heerskappy. Natuurlik, dit wys ook mag van oordeel natuurlik en guns. So daar is interessant, as jy in die Ou Testament gaan kyk, en jy sien die koning sou sy scepter uitgesteek het na iemand toe, dit het hulle toegelaat om na die troon toe te kom, om wat te ontvang? Uitspraak. En die uitspraak van die koning sou dan uitgevoer geword het, en ons moet besef, wag 'n bietjie, hier sê dit vir ons iets, God regeer deur geregtigheid. God regeer deur geregtigheid, maar tog ook in Hebreërs 14 vers 6 sê ons, laat ons dan, so hy sê, die scepter is uitgesteek na my en jou toe, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Hierdie scepter is uit, hierdie scepter laat my en jou toe om na die troon te kom. Ons kan met vrymoedigheid gaan, hoekom? Want God het iets vir my en jou vermag. Die voorhangsel is geskeur, ons het toegang na sy troon, maar nou die ding is, hier hoor ons, daar's 'n troon van geregtigheid en 'n troon van genade. Nou is die vraag, watter een is dit? En dis albei. Onthou soos wat ons gesê het, die evangelieskrywers Johannes, hulle is ouens wat getuienis lewer oor wat Jesus met hulle gedeel het, wat hulle beleef het, wat hulle ervaar het, wat die Heilige Gees in hulle geopenbaar het. In Johannes 1 vers 14 skryf Johannes, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Iets weer eens net van die ontdekking dat God wil by sy mense wees. Hy sê eintlik dat hy moved in, en ons het sy heerlikheid aanskou. Onthou, laas jaar het ons baie tyd spandeer aan die woordjie heerlikheid, aan die konsep heerlikheid.
En eintlik wat die heerlikheid is, as jy alles in 'n rekenaar indruk, nê, alles wat moontlik is, dis die heerlikheid van God. En dis eintlik wat hy kom sê, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol van genade en waarheid. Dit bring ons by 'n plek om te verstaan, wag 'n bietjie. So as ons dink aan liefde, is dit geregtigheid. Dit is genade. En dit is waarheid. Wanneer ek en jy die troon van genade na toe kom, dan is dit hierdie. As ons liefde ontdek, en onthou gou-gou, hier is 'n baie belangrike verwysing net. As ons sê, as ek en jy vandag vir mekaar sê, ons glo God is liefde, dan moet ons verstaan, dit is liefde. Liefde is nie 'n gevoel nie. Want ons kan baie keer die mekaar raak wanneer ons dink liefde is 'n gevoel. Want dan gaan ek die hele tyd wil voel dat God my liefhet. In plaas dat ek ontdek, wag 'n bietjie, God het my lief en daarom het geregtigheid geseëvier. Hier is een stelling wat Johannes maak. Hy sê, Jesus het my en jou die reg gegee om wat te doen? Dat ons kinders van God genoem kan word. Daar's niemand anderste wat jou die reg tot dit kan gee nie. Daarom seëvier geregtigheid. Geregtigheid wat ons verhouding met die Vader herstel het. Maar net nie dit nie. Nee, liefde is genadig. Ek en jy maak baie keer in ons lewe droog en dan voel ons ver van God af ensovoorts. En hy sê, kom na die troon van genade toe. En hierdie troon van genade, wat gaan ek ontdek? Die waarheid oor God se liefde oor my, dit verander nimmer meer. Dit bly presies dieselfde, maar hier is die ding, om geregtigheid reg te verstaan, het ons nodig om so 'n bietjie in die Ou Testament te gaan rondkrap. Want jy sien baie keer, lees ons iets in die Ou Testament en dan dink ons, geregtigheid is hierdie koning wat doen? Hy vernietig. Hy maak klaar met mense. Hy sort hulle uit. Want as ons baie keer dink daaroor, is dit nie? Here, kom jy om haal of stiere kom? Dit is interessant, wanneer die psalmdigter hierdie lied skryf, dan sê hy, sing vir die Here 'n nuwe lied, want hy het wonders gedoen, sy regterhand, sy heilige arm, het hom bygestaan, die Here het sy verlossing bekend gemaak, voor die oë van die nasies het hy sy geregtigheid geopenbaar. Hy het sy troue liefde, sy getrouheid teenoor die huis van Israel onthou. Juig voor die koning die Here, laat die see en alles daarin tot uitpasyn, die aarde en die wat daarop woon, laat die riviere hande klap en saam met die berge jubel voor die Here, want hy kom om die wêreld te oordeel, hy sal die aarde oordeel in geregtigheid. En wanneer ek en jy hierdie hoor, dan vra ons die vraag, nou hoekom juig die skepping as God die skepping oordeel? Want ons het baie keer hierdie ding, want God gaan dit wat hier droog gemaak het, uitsorteer. Al daardie ouens, wat skelm was, hulle gaan hulle loosing kry. En dis ons dink oor geregtigheid. Of is dit net ek? Dalk het jy al meer geleer daaroor en ek is nog die een wat so 'n bietjie agtertrek, maar ek kom daar. Iets wat ons moet verstaan is, sodra ek en jy lees oor geregtigheid, wat God kom doen is geregtigheid om reg te kom maak. En dit beteken, hy skryf nie die skepping af nie. So hy het nog steeds genade met die ou wat moord pleeg. Ja. Hy het nog steeds genade met daardie ouens wat, ek weet nie, hekse aanbid, en heel de mekaar is. Het hy nog steeds genade met hulle? Ja.
Hier is iets wat ek en jy moet ontdek, want die probleem is, ons het onsself baie keer by 'n plek of gekry, waar ons hier die kerk is wat protesteer. In vandag se tyd sien ons, wag 'n bietjie, ons sien hoe mense in opstand kom oor hierdie goed, die kerk wat protesteer oor alles wat verkeerd is in ons samelewing, en hoor gou, hoe bid ons teen alles? Maar daar's iets wat ek en jy moet ontdek, wat God begin het. Paulus sit in Athene en hy skryf oor hierdie verwysing dat dinge gaan reg word, en hy help ons om hier te sien. Hy sê God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hom moet bekeer. En hierdie woordjie is ons metanoia. Hierdie woordjie is, wag, jy het iets geglo, hierdie verwysing was jou gedeelte, dis hoe jy goed gesien het. Nou sê hy, maar dis nie die waarheid nie. Dis nie wat ek bedoel het nie, dis nie wat ek bestem het nie. Hier is wat ek bestem het, en die beeld, en ons het in Hebreërs gelyk, die hele beeld van wat God wou laat gebeur het, is die afdruksel in Christus. En nou sê hy, bekeer julle metanoia na wie toe, na hom toe. Hoor wat hy sê, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Ag nou, Paulus, waarvan praat jy? Jy sien, toe Jesus aan die kruis gesterf het, die oordeel plaasgevind. En ek dink ons mis dit. Want ons dink nog aan die troon van oordeel wat gaan kom. Toekomstige tyd, in plaas het ons sê, wag 'n bietjie, hier het reeds 'n oordeel plaasgevind, en die feit dat Christus geregverdig verklaar is, beteken vir my en jou iets, dat ons moet verstaan, dat ons nou sekerheid het, oor wat? Oor die feit dat dit plaasgevind het. Hoekom? Omdat Jesus uit die dood uit opgewek is. En nou verstaan ek, okay, as ek in 1 Korintiërs 15 gaan lees, byvoorbeeld, waar hy sê, wag, hy het sy plek aan die regterhand van God ingeneem, en nou is hierdie oomblik besig om plaas te vind, dat hy al sy vyande onder sy voete gaan plaas, en dan gaan hierdie uiteinde van alles plaasvind. En wat is hier die laaste gedeelte, wat God gaan uitwis? Die dood. En nou is daar nog 'n klomp goed wat in weerstand is, ten opsigte van die regering van die koning. En hierdie is besig natuurlik om by 'n plek te kom waar God dit regmaak. Geregtigheid is die plek waar ek en jy ontdek, dat God kom regmaak wat gebreek het. Hy skryf dit nie af nie. Anders is daar nooit in 1 Korintiërs 13 gestaan het, maar wag 'n bietjie, hierdie liefde, hoop alles, glo alles, verdra alles. Wag, sê jy vir my dat God glo nog steeds, dat Piet hy's haywire, hy het skeef getrek, hy's van die pad af, dat God met hom iets te doen, yes. En hierdie regeringsamptenare wat wil jy vir my sê, dat God se liefde vir, yes, okay, wag 'n bietjie, dan moet ons mos ontdek, okay, maar wag, dan het ons iets foutiewelik verstaan, en Paulus help ons in Romeine, en sê in Romeine 14 vers 17, want hier is die ding, luister gou, mense het gepraat oor wat reg en verkeerd is, nee, die koninkryk van God is tog nie 'n saak van kos en drank nie, wat jy mag drink, en want mense is nog steeds by daai plek. Is nog steeds 'n issue. Maar wat ek en jy moet ontdek is, niks wat ons inneem, kan ons onrein maak nie. Want dit was die stoïe gedeelte, want dan net gehou. Hier's twee groeperinge, hier's die Jode. Luister ouens, hulle het geleef, nee, vir God. Hulle het hierdie rituele gehad, hulle het nie vark geëet nie, hulle het niks geëet nie. En dan kom nou hierdie ou op die toneel, Petrus, nee, hy kry hierdie doek uit die hemel uit. God sê vir hom eet, hy sê
Nee, hierdie is 'n stryk. En dan sê God vir hom, luister man, wat ek heilig gemaak het, is heilig. Wat ek heilig gemaak het, is heilig. En daarom kom hy en hy sê vir ons, maar hier is wat die koninkryk van God is. Dis geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wat bedoel jy, Aubrey? Hy sê dat ek en jy moet besef dat, luister, belangrik is, hierdie is die samevatting van Shalom. Om dit te laat gebeur in hierdie wêreld, sodat wat kan plaasvind, ons kan verstaan dat God is vir ons. En daarom ouens, wanneer daar droogte is, dan hardloop, ek weet nie wat gebeur met mense nie, maar dan hardloop hulle en sê weer ons moet ons sondes bely. Hoekom dink jy moet ons sondes bely? Want ons kyk na die wêreld en sê ons, wag 'n bietjie, omdat hierdie ouens hierdie goed doen, is God kwaad vir ons en nou stuur hy droogte. Nee, kan jy bietjie net na die ander kant toe kyk en sê, luister, is dit nie omdat ons nie doen wat God van ons vra nie, om te sê, kan ek en jy deelneem aan sy regmaak aksie, dat ons nie na hierdie wêreld kyk en sê, luister man, hierdie is die rede hoekom alles so bad gaan nie. Dis nou weer daardie mense. Maar dat ons eintlik die lig op ons as die liggaam van Christus skyn en sê, maar wag 'n bietjie, mis ons nie iets nie. God skryf nie sy wêreld af nie, inteendeel, hy word mens. Hy kom woon tussen ons. Hy het in die duister kom instap, hy die lig kom skyn. Hy het kom regmaak. En hy nooi ons om deel te wees van sy regmaakproses. Want ons sit nou saam met hom in hemelse plekke, waar ons deel van die gesprek is. We engage him. En nou wat ons doen is, ons gebruik hierdie verwysing, want ons is nou nie meer, ons is nie meer toeskouers nie. Ons is op die veld. Ons staan in vennootskap, is die woordjie koinonia, ons het gesprek met God, ons is die ekklesia, die uitgeroepenes, ons is die kolonie nou, die kolonie wat God gebruik, hierdie gemeente om wat te kan doen, om hierdie wêreld in te kan gaan, en te kan openbaar wat waarheid werklik waar is, nie die reg en verkeerd nie, maar 'n lewe wat uitdrukking vind in liefde, wat geregtigheid vashou, wat genade demonstreer en wat waarheid die weg wys wie Jesus is. En op die einde van die dag raak ons deel van hierdie goed om te bid vir ons land, vir ons mense. Maar ons woon goed by. Want dis waar ons saam leer, jy kan nie op jou eie hierdie lewe ontdek nie. God het dit nooit 'n enkel fout gemaak nie, hy het dit 'n ons ding gemaak. En daarom het ons klomp plekke waar jy kan betrokke raak, om deel te neem aan die gesprekvoering. Soos wat ons gesê het in die begin, luister, hier's 'n journey en hier's 'n expedition, raak deel daarvan, dat jy deel raak van die gesprek, want hier is dit, is dat ons leer by mekaar. En dis waar ek my bydra leef. Want hier is die gedagte, jy kan nie in liefde groei op jou eie nie. Ons groei in liefde met mekaar. Want jy sien, jy is nie dieselfde as ek nie. En om jou lief te hê, moet ek verby myself dink. Want anders dan gaan ek wil hê jy moet soos ek wees. En dit gaan 'n train smash wees. Want 'n liggaam bestaan nie net uit 'n pinkie uit nie. En wanneer ons by mekaar is, dan ontdek ons, maar hierdie ou uiteindelik, hy's 'n bietjie grof om die kante, nê. Maar ek leer hom lief te hê, want hoor gou-gou,
Hoe gaan jy die mense daar buite lief hê, as jy nie eers die mense hier binne kan lief hê nie? Want kom ek help jou gou, daardie ouens is van die pad af. En hy is serieus van die pad af. En kan ek jou net gou help, God het hom net so lief soos wat hy my en jou het. Daar's geen verskil nie. Hy het hom nog net nie ontdek nie, maar ek en jy, ons is die beeld van Jesus Christus vir die wêreld. En ons stap binne in daai spasie, en hoor gou, ons stap binne in die plek aan waar mense verward is. Want hulle is gebreek in hulle binnekant. En daarom leef ons verby onsself. Want God het beloof, hy gaan alles nuut maak, en hy het by ons begin, hy gaan die hemel en aarde weer aan mekaar voeg. Hy het die regmaak projek weer op koers gebring, deur my en jou reg te maak. En daarom op die einde van die dag, wanneer ons groei in hierdie liefde, verstaan ons met ander woorde, verstaan ons geregtigheid is liefde in aksie. Hoor gou, liefde in aksie sê ek neem verantwoordelikheid. En dis 'n uitdaging. Want jy sien, ons sien hoe die kerk onttrek het in baie plekke. Ons sien hoe die kerk se stem stil raak. Hulle het onttrek uit die samelewing, sê dis die regering se probleem. Luister, as my koning die hoof is van die regering, dan is dit my probleem. Okay, jy is dalk nou nie ingesluit, dan is dit net myne. Anyway, ek wil weer jy moet dit hoor. As ek en jy glo, Jesus is koning van die enigste koninkryk, dan is hierdie wêreld nie 'n wêreld waarin ek leef nie, maar 'n wêreld waarvoor ek leef. En dit beteken ek neem verantwoordelikheid vir dit. Al betaal ek die regering geld met belasting, so wat? Ons leef verby onsself, want ons het 'n koning wat ons geroep het, ons het 'n koning wat gesê het, my liefde neem verantwoordelikheid. Toe hy dit aangekondig het, Johannes 3 vers 16, want so lief het ek die wêreld, het hy mens geword. Hy het nie daar van die hemel af geroep en gesê, hy kom by nie. Nee, hy het mens geword, hy het tussen ons kom woon. Hy was in die chaos. Hy het daar ingestap, hy het in daai plekke ingestap en hy het ons lief kom hê. Toe hulle daai vrou wou stenig, toe sê hy, as enige van julle sonde het, gooi die eerste klip. Hy het in daai spa, hy was nie teen haar nie, hy was vir haar, hy's vir jou, hy's vir ons gemeenskap, hy's vir ons land, Suid-Afrika. En daarom nooi ons jou uit om op 'n journey saam met ons te gaan. As Doxa Dayo glo ons dat die heerlikheid van God hierdie wêreld moet volmaak. Sy opinie is die belangrikste oor my in jou lewe, want dit is waarheid en dit begin nie by starting point. Ek wil jou uitnooi as jy vanoggend hier sit en sê, man, ek nogal hou van hoe hierdie ou praat met my hart, dan hierso is, onthou dit is 'n ons ding, is nie 'n ek ding nie. Dis ons, God in my, in jou. Dis die uitnodiging, sê kom neem deel, kom ons connect, kom ons praat oor wat dit is om familie te wees, want dis wat ons jou uitnooi, om te sê kom connect eers, kom hoor net eers bietjie. Want ek is dalk bietjie loud en ek is bietjie passievol, jy dink hierdie ou is bietjie wat ook al, maar die res is nie so nie. Glo my, hulle het hulle eie uniekheid, maar dan sit hierdie ding, wag 'n bietjie man, ons het familie, ons stel belang in mekaar, ons gee vir mekaar om en ons wil jou in groepe kry, want hoekom? Want dis waar jy voor gaan omgesien word, waar jy gaan hoor, waar jy gaan beleef daar's liefde, want as jy nie in 'n groep is, kom ek help jou gou vandag, as jy nie in 'n groep is, het jy nodig om in 'n groep te kom. Dit begin by starting point. Jy het nodig om met ander mense te connect, want jy het nodig om die regte kringe te kom, en dan natuurlik moet jy ook die Bybel verstaan as narratief, ouens. Dis familie op missie. 201 raak deel. Ek wil jou uitnooi vandag. Ons bied nie goed aan om mense besig te hou nie. Ons bied goed aan, sodat jy gedisipel kan word. Dis hoekom ons goed doen so CCP, dis hoekom ons moeite doen met Expedition en Journey, dis hoekom ons goed aanbied soos 4 want ek stel belang, ons weet, want God stel belang. Want God stel belang in jou as man,
En jou as vrou, hy stel belang in jou kinders, dis hoekom ons dog dat hy jou kids het. God stel belang, hy is uitverkoop vir sy skepping, vir my en jou, en hy nooi ons op 'n journey saam met hom, maar jy kan nie op jou eie journey nie, jy het nodig om deel te raak van dit waarmee God besig is. Want is ware liefde wanneer dit aan werk is, wanneer daar vrede kom. En dis wanneer daar vrede is, wanneer daar blydskap is. En dis waartoe God ons roep. Mag jy vanoggend hoor wat hy vir jou sê. Die liggaam kan nie bekostig dat jy nie deel is nie. Anders is die een arm so 'n massive muscle, die ander een is maar hierdie flop so rond. Een oog so groot en die ander een so klein. Dis waarvan ek en jy deel is. Mag dit iets net van jou hart tref vanoggend. Luister ouens, dis nie 'n werk nie, dis ons roeping. Dis ons roeping om die baken van hoop te wees in ons gemeenskap. Want ons is nie teen dit nie, we are the incarnated church, ons is vir dit. Vir wat God wil regmaak in mense se lewens. En die Here moet ons help om dit te verstaan. Kom ons bid saam. O Here. Ja. Here, vir my die amazing ding dat jy nooit hierdie goed kom sê sodat ons 'n skuldgevoel moet hê nie, maar dat ons moet ontdek wat waarheid kom doen in ons lewe. Dit maak ons vry. Maak ons vry om werklik waar te kan wees wie ons bestem het om te wees. Dat ons die uitgeroepenis is, die eklesia, omdat ons in koinou verhouding met mekaar staan, hierdie gesprekke wat gaan oor Here, U het die wêreld so lief, dat U alles wat gebreek het wil regmaak, dis hoekom hierdie belofte het in Openbaring 21 vers 5, kyk ek maak alles nuut, maar dit begin by ons. U het ons kom nuut maak, Here, en ons eer U volgende daarvoor. Party van ons, Here, haak net vas dalk met 'n klomp goed en sê ek is nie reg nie, ek is nog nie reg vir hierdie nie. Mag U daardie blokkade vanoggend kom verwyder. Dat ons besef, U het ons kom regmaak aan die kruis, dis wat gebeur het. Ons sondes is weggeneem, ons is skoon gewas en U ons saam met U laat opstaan uit die dood uit. Daarom dood het geen reg oor ons lewens nie. Dis verwyder. Lewe heers nou. Die lig het gekom en hy sê loop in die lig en die lig maak wat verkeerd is reg. Mag ons vanoggend by die plek kom en kyk, Here, om te sê, mag ons nie hierdie wêreld misken nie en miskyk nie. Mag ons waardig op elke persoon en mag ons mense nader om hulle te help om te ontdek. Hierdie koning wat ons so lief gehad het, dat hy dit vir ons kom wys het, deur sy eie lewe. In Jesus se naam. Amen.